Hi, welcome back. You are watching PAX UCC Television. Never miss a moment. Please consider subscribing and liking the video. Together, we will spread the gospel. Enjoy the video. Goeienaand familie. Baie welkom. Ek wil vra dat ons hartlik weer saam sing. Die volgende lied. Dit is 'n medley, so daar waar Auntie Lorraine wat ons gewoonlik maar lei. Hulle pas nie mooi in mekaar nie. Maar as maar net liedere wat ek graag sou wou hê ons moet sing. So kom ons sing asseblief die volgende liedere saam. Die naam van Jesus is 'n sektore. Die naam van Jesus is 'n sektore. Van breed verlos my van
Dis 'n eer en 'n voorreg om by aan 2 van ons week van gebed en vas te wees. Hebreërs 11 sê die volgende: die geloof is dan die vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie, want daardeur het die mense van die ou tyd getuienis ontvang. Deur die geloof verstaan ons dat die wêreld deur die woord van God toeberei is, sodat die dinge wat gesien word nie ontstaan het uit die sienlike dinge nie. Deur die loop van die week van gebed gaan ons so bietjie kyk, gaan ons dieper kyk na wat ons geloof is. In 'n toneelstuk of iets wat ons as dramaleerders gewoonlik geleer het, afspraak met God, word ons gevra, waarvoor wag jy? Want dis eintlik iets waaroor die Christen baie bespottings ontvang. Want ons wag vir iets wat ons nie kan sien nie. Ons wag vir iets wat ons nie 'n uitkoms op het nie. Wat ons nie weet wanneer die uitkoms gaan kom nie. Ons wag vir iets wat ons gehoor het moontlik weer gaan kom, maar ons weet nie presies wanneer nie. Ons het hierdie geloof in iets wat ons nog nooit van tevore gevoel het of fisies gesien het nie. Maar wanneer ons hierdie teks lees, dan sien ons dat die geloof juis dit is, om te glo in iets, het dit nog nie gesien nie. Kom ons sluit net die oë. Gracious God, gathering as the United Congregational Church of Southern Africa, gathering as the United Congregational Church of the Outeniqua region, gathering as the United Congregational Church of Southern Africa, united in purpose, empowered by faith. In our hearts, we pray that you would bless us with your presence, that you would give us the wisdom tonight as we will look at what you want to say to the church in the 21st century. Empower us with your faith. Unite us in your purpose and guide us to strive to transform communities and systems for a just and hopeful future.
Open our hearts and minds to your word so that we may allow ourselves to become an instrument of your love and justice. This I pray in your name and your name only. Amen. Familie, ek wil ons nooi om die volgende lied ook saam te sing. Dit is 'n lied wat wel bekend is aan die band in die jeug. Op Jesus liefde bou ek, maar ek wil graag hê ons moet dit op die wyse sin van The Church's One Foundation. Auntie Lola, sal Auntie Lola vir ons kan sit asseblief. Come, now is the time to worship. Now is the time to give your heart. Just as you are, come worship. Just as you are, give your heart. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. With these words, I welcome you to our second night of our week of prayer and fasting. Gisteraand het ons 'n bietjie gekyk na die eerste gedeelte van ons week van gebed en ons het die tema hanteer Empowered by Faith. Nou gisteraand het ons gehoor, ek het so 'n bietjie aangegaan soos Pastor Spiso sê, ek het so 'n bietjie aangegaan soos 'n lokasiepredikant en probeer laat ons verstaan wat dit is, wat 'n kerk is, wat verening is of wat bekragtig is deur geloof. En vanaand gaan ons kyk na die gedeelte om verenig te wees in doel. To be empowered by faith. Ons kom elke aand hier by mekaar om 6:30 en ek nooi vir u uit om asseblief 'n vriend of 2 of 3 saam te bring. Vanaand familie is ons 'n skriflesing opgeteken in Efesiërs 4 en ons gaan kyk na vers 1 tot vers 4 asseblief. Efesiërs 4 vanaf vers 1 tot vers 4. Ter inleiding van ons woord, sal maar net weer vir my lees, gaan ons die lied wat ons gister gesing het weer sing. We are standing on holy ground, and I know that there are angels all around. We are standing on holy ground, and I know that there are angels all
skrif in my Bybel, die eenheid van geloof. Ek vermaan julle dan, ek, die gevangene in die Here, om te wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is. Met alle nederigheid en sagmoedigheid, met langmoedigheid, terwyl julle mekaar in liefde verdraag. En ernstig strewe om die eenheid van die Gees te bewaar deur die band van vrede. Dit is een liggaam en een Gees, soos julle ook geroep is in een hoop van julle roeping. Dit is die woord van God. Baie dankie. Goeienaand familie. Is die 100ste keer wat ek al naam sê, dit wys net hoe nervus is ek vir vanaand se boodskap. Vanaand is my tema, how deep is your love? Nou, how deep is your love is een van die liedere wat aan ons almal sekerlik bekend is. As jy nou nog nie weet wat die lied is, how deep is your love nie, dan het jy nou reg onder 'n klip groot geword. How deep is your love is een van die liedere wat speel wanneer 'n ouetjie verby sy meisie se huis ry en hy ry met 'n gesagte kar. How deep is your love is die lied wat jy speel wanneer die braai nou net begin is. How deep is your love is die lied wat jy speel by 'n kerkfunksie van is eintlik onskuldig. How deep is your love is die een lied wat aanvaarbaar is. En daarom dink ek toe great shot. Ek gaan vir jou gebruik vanaand as my tema. Ek wil vir ek en u vra, is your love a 10 rand worth? U hoef my nou regtig te antwoord nie. Is die liefde 20 rand werd? Okay, maar is 100 rand werd. Vanaand is my vraag of my tema ter verduideliking van die doel of die tema wat ons vanaand gekry het, United in Purpose, gaan ons kyk na die gedeelte how deep is your love. Nou ons word met die aanvangs van die teks genoodsaak om introspeksie te doen. Die teks begin met die vermaaning wat ek en u elkeen ontvang. Paulus sê hier dat hy in 'n tronk situasie is en ons moet begin om iets daaraan te doen. Hy sê ek dring by julle aan om te wandel op 'n manier wat waardig is aan die roeping waartoe julle geroep is. Die eerste vraag wat ek aan ons wil vra is, wat is die Pakkelsdorp UCC se roeping? Wat is die Pakkelsdorp UCC se purpose? Is ons net nog 'n kerk wat bestaan omdat hy moet bestaan? Is ons 'n kerk omdat ons, waar is ons deel van hierdie kerk? Is ons deel van hierdie kerk omdat ons families deel was van hierdie kerk, omdat dit oor tradisies aankom dat ons deel is van die Pakkelsdorp Congregational Kerk? Hoekom nie deel van die Pakkelsdorp NG Kerk of die Pakkelsdorp AGS nie? Wat maak die Pakkelsdorp Congregational Kerk so spesiaal dat u daaraan behoort? Nou in 1977 het hierdie baie gewilde lied van die Bee Gees die lig gesien. Hierdie sagte rock lied, soos ek voorheen gesê het, is waarskynlik daai een lied wat as die volkslied geken kan word.
En vandag wil ek fokus op 'n gedeelte in die chorus wat sê, how deep is your love? I really need to learn, because we are living in a world of fools, breaking us down when they all should let us be. We belong to you and me. So hoe lyk 'n lewe wat die roeping van God weerspieël? Hoe lyk 'n lewe wat leef in gehoorsaamheid in dit waarna ek en u geroep is? Dit is so maklik om die volgende ding vir u op te noem, want dis wat die Bybel my leer. Die lewe waarvan God praat, of die lewe waarna Paulus verwys wanneer hy sê, leef jou lewe volgens die roeping, is 'n lewe van nederigheid, 'n lewe van sagmoed, 'n lewe van geduld en 'n lewe van liefdevolheid. Maar dis onmoontlik vir ons om daardie lewe te kan leef. Daar is net iets van daai ander persoon in daai gemeente wat dit vir my onmoontlik maak om daai lewe te leef wat die Bybel vir my beskryf. How deep is your love? Die lewe wat hier beskryf word, is 'n lewe waar ek net die beste vir die volgende persoon wil hê, waar ek elke dag streef om beter te wees, waar ek elke dag streef om iemand anders se dag beter te maak. How deep is your love? Die lewe waarvan die Here praat is een waar ons mekaar kan akkommodeer, waar ons nie selfsugtig is nie. How deep is your love? Om die lewe te leef waarna toe die Here ons roep, is om in harmonie saam te kan leef, om in eenheid saam te kan leef. How deep is your love? Is die liefde sterk en groot genoeg dat ons nog 'n jaar kan saamwerk sonder 'n lewe? How deep is your love? Is die liefde diep genoeg sodat ek en u in eenheid saam kan dien? How deep is your love? Is die liefde diep en groot genoeg dat die jaloesie nie die lig sal sien? How deep is your love? How deep is your love? Is die liefde so diep genoeg dat ek in die kerk kan kom en welkom sal wees? How deep is your love? Vanaand moet ons kyk na die tema United in Purpose, maar ons kan nie united wees in purpose if you can't answer the question, how deep is your love? Die stam van die woord eenheid is die woord een. Nou een in Afrikaanse terme is 'n denotatiewe woord en dit dui op 'n spesifieke ding. Dit dui na 'n bepaalde item. Die woord een is baie spesifiek. Nou, ek vra myself die vraag af, hoe kan 'n kerk met 'n diverse groep mense een doel hê? Wat is ons een doel? Maar nogtans in 'n eenheid is daar een doel. Ons almal werk saam na die een punt toe. En dis juist dit. Ons almal werk saam na een ding toe. Wat is ons doel in 2026? Gisteraand het ons gekyk na die gedeelte van Dawid en Goliat. En ek het vir u gesê dat Dawid het die 5 pebbles opgetel om die groot reus, nog steeds iets wat ek nie sal doen nie, maar nogtans het dit gedoen. Hy het die 5 pebbles opgetel om
die reus te veg. Nou ek weet nie of dit eers in die Bybel staan nie. En die volk agter Dawid gestaan toe hy geveg het. En die ander sê het ver gestaan. Dink die volk het saam met Dawid gestaan toe hulle nou die reus of die Goliat moet veg. Was net die Here. United in purpose means that me and you are never alone. United in purpose is once again me and you knowing that we have an upright majority. An upright majority because the Most High is with us when it comes to being united. We are the United Congregational Church because we know that God is the center of this church. One of the main factors in the constitution of the United Congregational Church is the church is governed by God's word. United in purpose, because the purpose of the church is the will and the word of God. How deep is your love, Pakkelsdorp? Is it deep enough that we will change our constitution to match with what God has in store for the church? How deep is your love, Pakkelsdorp? Is it deep enough that me and you are willing to go out and tell others about the goodness of God? How deep is your love, Pakkelsdorp? Is it deep enough that people from outside will say, God lives in that church? How deep is your love, Pakkelsdorp? Ons word soms so vasgevang in die dinge van die wêreld. Ek het die voorreg gehad om die gebedsgroepie op die pad te sit verlede jaar. En my tema aan hulle was, ek weet nie of julle dit kan onthou nie, was as jy staan vir niks, sal jy val vir alles. Ek gaan dit weer. As jy staan vir niks, sal jy val vir alles. Waarvoor staan ons, Pakkelsdorp? Waarvoor staan ons? Want het is so maklik om te val vir die oor of die iemand wat iets vir my sê, waarvoor staan ek nie? How deep is your love? Is your love deep enough that you are willing and are able to hear when it is the Lord speaking to you? How deep is your love? Amen. Ek los ons op daardie noot vir die eenvoudige rede, die preek het nie opgehou nie. Ek het net opgehou preek. U gaan nou verder die volgende gedeelte vir ons doen. Ek los ons met die gedagte, how deep is your love? I really need to learn, because we are all living in a world of fools breaking us down when they all should let us be. We belong to you and me. Is Pakkelsdorp's love deep enough to answer this question, how deep is your love? Familie, ek gaan vir ons 'n paar vrae stel en ek wil hê ons moet daaraan deelneem. Die eerste vraag is, how can we be united in one purpose? Die tweede vraag is, are we really united? Die derde vraag is, what is our purpose? En die vierde vraag is, are we empowered by faith or our own agendas? Ek wil graag vir julle baie dankie sê.
Ek dink ek het nie 'n fout gemaak om te besluit dat ons vanaand die vraag met mekaar moet deel. You gave me a hope tonight that the Church of God is not that far off from where we should be. You gave me the strength tonight to say that we as a church, we are going to be fine. Because you as a collective, you as the Church of God, we as the Church of God, were able to say what we lack, and we had a plan for what comes next. Ek het dit gou vinnig gedoen. Punte wat vir my uitgestaan het, waaroor u gepraat het, is dat ons moet regtig waar introspeksie doen. Ons moet op 'n punt kom dat ons regtig waar bekeer. Dan sal ons midst the storms of life, soos ek kan sê, midst all these things I will rejoice in the Lord, because He is still doing marvelous and good things for me. Ons moet by 'n punt kom waar ons 'n besluit neem. We need to make the decision that we want to be empowered by faith. We need to make the decision that we want to know what our purpose is. And we need to make the decision on what is our purpose going to be. And lastly, we need to start having fellowship with each other. Dat ons, soos die dagbestuur, moet ek as 'n voorbeeld gebruik. Hulle is regtig lief vir hulle huise nie. Want op 'n Sondag na kerk, dan moet hulle eers 'n vergadering hou. And that is how me and you should start being. Dat ons met mekaar kan praat na kerk. Dat ons met mekaar nie net in 'n kerklike opsig by mekaar kom nie, soos die Mission Council Convener genoem het, dat ons nie net van 'n week van gebed die geleentheid moet maak om strategieë of om te praat oor die dinge nie, maar dat ek en u by mekaar moet uitkom en hierdie dinge aanspreek. Ek gaan vra dat ons se kerk se tesourier vir ons die gebed sal doen vir eenheid in die kerk. En dan gaan ek vra of eers jou broer Sweetie wil iets sê, en dan gaan ek... Meneer Voorsitter, ek vind, kom ons begin, nee, ons gaan nie gaan, ons het mekaar, Dis reg, broer Sweetie. Dit was die plan, so ons kies hier. So ek gaan vra dat ons almal sal staan, dat ons hande sal vat. Julle kan maar gebruik maak van die hele kerk om dit te doen. En dan gaan ek vra dat ons 'n tesourier ons lei in gebed en die ouderling sal vir ons 'n seën uitspreek. Together, Lord, I love together.
Ja, Here, vanaand kan ons dit U aanbid. Ja, Here, want U is die persoon wat altyd daar is. Ja, Here, wat ons onsself ook in storms vind, Here, is U nog steeds die persoon wat die storms stil maak. Ja, Here, menigmale kan ons ook sê, soos die disciples gesê het, Here, wie is U? Dat selfs die wind en die weer aan hom luister. Ja, Here, vanaand kan ons getuig, Here, dat ons ook op 'n stadium in 'n situasie was, waar ons ook gevra het, hoe is dit moontlik dat dinge dan vir ons so mooi gebeur? Ja, Here, U sê dat so pragtig vir ons in Romeine 8 vers 28. Ja, alles wat vir ons sal ten goeie wees. Here, daarom wil ons vandag ook erkenning gee vir die plan wat U vir ons as apostol het. Die plan wat U vir ons as individue het. Ja, Here, dit mag vandag wees dat jy ook voel, ek is 'n mislukking. Ja, maar U is nog steeds besig met 'n plan in ons lewens te kom wees. Here, vandag wil ons self dankie sê vir daardie plan wat U vir ons inskryf het. Here, wil vanaand ook pleit, Here, dat die toekoms mag dalk vir ons duister is. Maar Here, wat ons vanaand sal erken en kom getuig, Here, dat ongeag die duisternis wat daar is, U sal die lig vir ons wees. Ja, Here, U sal die vuurkolom vir ons in die duisternis wees. Ja, Here, U sal die son gedurende die dag vir ons gee. Ja, Here, U sal selfs vir hierdie kerk van Pakkelsdorp, sal U kom, Here, en U sal ons by mekaar bring, Here, om as 'n eenheid saam met Want weg is die tye, Here, dat ons nie as 'n eenheid verder gaan. Ja, Here, ons wil vanaand onsself opbid. Tot U, Here, om te sê aan U naam. Wil ons dank. Yes, tonight we want to give the glory to our God. En aan niemand anders. Ja, Here, wat ons in hierdie keer dinge gaan doen, Here, gaan ons nie doen terwille van my as Noah. Nie as terwille van my as Noah, wat daar voor staan die Here. Ja, Here, maar ons gaan dinge doen, omdat ons dinge vir U en vir niemand anders. Here, moet vanaand pleit, Here, ons is wel vanaand klein in getal, Here, maar U is teenwoordig in Jesus. Here, net die feit dat U teenwoordig is met ons, Here, weet ons, as ons U aangaan, dat ons net sterker voel. 2 Korintiërs 12:9-10, Here, wat sê, my genade, wat sê jou genade. Ja, Here, wat ons swak is, Here, is dat dan reeds die tyd, wat U vir ons die krag gee. Ja, Here, indien ons as Pakkelsdorp, dat swak is in ons unity, wat ons nie het in ons kerk, Here, wil ons vanaand kom pleit, dat U daardie unity, ons kerk sal kom in ons, en dat U ons die krag sal gee, dat ons sterker kan vir ons is. Here, ek pleit dit in U heilige naam. Amen. Here sal U beskerm. Here sal U redding verskyn en U genade wees. Here sal U verhoog. En nou mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die troostvolle gemeenskap van sy Heilige Gees, sy wil tot U almal. En ons almal wat ons van ons verlosser en staat van verlaat